Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. Ons is natuurlik besig met die boek Romeine en brief wat Paulus geskryf het en ons gaan vandag gesels daarvan Romeine 2 van vers 1 af tot en met die einde van vers 11 gaan ons na kyk. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die voorreg weer eens om uit die woord uit te kan bestudeer, vir u grootheid, vir u genade, dat u regtig genadig is, omdat u ons almal eintlik tot bekering wil bring en soveel as moontlik mense vir die koninkryk wil wen. Baie dankie dat ons u kan vertrou ook met vandag se gedeelte, dat u dit ook sal waarmaak in ons lewens, en dat dit ook in ons lewens 'n verskil sal maak. Kom praat met ons, ons is hier, ons is ontvanklik en gereed om te luister ook na u woord. In Jesus naam bid ons dit, amen. Nou, ons het verlede week gekyk daarna Romeine 1 van vers 18 af tot aan die einde van hoofstuk 1 by vers 32, wat dit eintlik gegaan het oor die sonde, die mens wat regtig waar verkeerd doen, en weet, God wat dit ook straf, hy hou nie daarvan nie. Nou hierdie week gaan ons kyk hoe God eintlik met die gelowige praat, en hoe Paulus eintlik met die Jood praat en sê, jy moenie dink jy is beter as ander nie, jy wat self ook verkeerd doen, ne? Want ons kry mos nou maar baie keer die mense in die lewe wat dink net, hulle is eenvoudig beter as ander. Jy weet, daai geestelike hoogmoedig is, en hulle kyk na jou so neer, en hulle wil eintlik niks met jou doen nie. Weet, ons kerk is beter as julle kerk, en my geloof is beter as jou geloof, en ek kan al hierdie goeders doen in die gees, en die Here praat so direk met my, en dan begin hulle so praat, en neerpraat, en neersien op ander mense. Maar intussen, hoe sê hulle, back at the ranch, dan doen hulle baie goed verkeerd. En hier, in hierdie gedeelte, praat Paulus ook dan met sulke mense, en hy sê, ons moet baie versigtig wees, hoe ons leef, om sommer net die vinger te wys na ander toe. En hy tik ons eintlik oor die vingers, en sê, maar dit moet nie gebeur nie. God kyk na hierdie goed, is God wat op die ou einde die oordeel sal vel. Nou kom ons begin, die teks sê 83 vertaling gaan op jou skerm verskyn, so kyk gerus na die 83 vertaling. Hy begin, hy sê, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie. Geen verontskuldiging nie. Vir jou mens wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is, maak nie saak wat 'n ras jy is, wat se, weet, in hulle tyd, ras, stamtaal, wat ook al, so maak nie saak waar jy woon nie, maak nie saak wat jou titel is, of jou status, of wat ook al nie, hy sê, daar is vir jou geen verontskuldiging nie, vir niemand is daar verontskuldiging nie, wie jy ook al is, sê hy, deurdat jy oor 'n ander 'n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. En hier praat hy met die mense wat dan 'n soort van geestelik hoogmoedig is, hy waarsku hulle, hy sê eintlik vir hulle, eintlik moet jy nou maar eers die, soos wat hulle sê, weet, haal eers die splinter in jou broer se oog uit, so daai gedeelte in Matteus 7, haal die splinter in jou broer se oog uit, maar die balk in jou eie oog, dit sien jy nie raak nie. En ek dink dit is presies wat Paulus hier sê, weet, ons sien nie ons eie foute raak nie, maar ons is baie vinnig om neer te kyk op ander mense en hulle te veroordeel vir hulle eie foute. En hy sê, hierdie is glad nie reg nie. Ons kan nie hoogmoedig wees nie, ons kan nie geestelik hoogmoedig wees nie. Dit hoort nie by 'n gelowige nie. Dis nie vir jou om aan die einde van die dag te veroordeel nie. En dan gaan hy aan en hy sê, in vers 2, ons weet dat God regverdig handel, wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Ons weet dat God regverdig handel, wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel.
So hierso kom sê hy eintlik maar vir ons, God weet wat ons motiewe is, né? Want God kyk anderste na mense. Hy kan in 'n hart inkyk wat ons nie kan doen nie. Ons kyk na 'n klomp uiterlike dinge, ons kyk oppervlakkig, emosioneel, ons is partydig, maar God sien ware motiewe raak. God sien daardie geheime sondes raak. God sien ons hartsgesindheid raak. Hy sê, dit is wat eintlik gebeur. En hy sê, so weet dat God oordeel. Maar jy, mens, wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou, dat jy aan die oordeel van God sal ontkom. Jy weet, en hy praat hier met die Jode wat regtig gedink het daardie tyd, hulle is beter, hulle is God se volk, hulle het die wet aan hulle kant, en hulle doen het baie beter. Jy weet, typies daai fariseërs se houding van, ek is beter as al die ander, en hy sê vir ons, nee, dit hoort glad nie by 'n gelowige nie, dis nie hoe ek en jy moet optree nie, dis God wat oordeel, dis nie ek en jy wat moet oordeel nie. Nou daardeur sê ek nie, jy kan sê, jy moet alles goedkeur nie, dit is glad nie wat dit sê nie. Hy sê net, moenie as jy self agter die deur staan, ander veroordeel nie, né? Ja, hy sê, kom ons leef eintlik eerder so, dat ons mense reg help, né? Dat ons mense die regte pad wys, deur 'n gesindheid van Jesus liefde, as wat ons net veroordelend en afbreekend is, en mense eintlik wegstoot. Hy sê, maar ons moet eintlik deur ons geloof in Christus, moet ons eintlik mense nader trek. Al het hulle foute, dit is God wat in hulle werk, is God wat die vergifnis sal doen. Ons moet hulle net begelei om in Christus te kan lewe. So, hy sê, moet jy nie verbeel dat jy niks gaan oorkom nie, en dat dit net vir die ander is nie. Paulus begin stadig maar seker dit opbou, om te sê dat alle mense is skuldig, alle mense het sonde, en alle mense het 'n verlosser nodig. Hy is besig om daarheen te beweeg in sy brief wat hy skryf. En dan gaan hy aan in vers 4 en hy sê, God is ryk in goedheid. Hoor hoe praat hy oor God? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Dis eienskappe van God, né? Goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Jy is dalk ongeduldig en veroordeel baie vinnig, maar hy sê, kyk bietjie God. God hanteer dit anderste. Nou sal my sê, maar hoekom is God dan so? Sê dit vir jou nie iets nie, né? Sê dit vir jou nie iets nie. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering belei nie? Hy sê God is juis genadig en geduldig, liefdevol en noem dit op. Hy's juis dit sodat hy die mens kan nader trek, soos wat ons gesê het, eerder as om hulle weg te stoot, want as ek jou nader trek deur my liefde, my genade, my geduld, dan kan ek met jou werk en kan ek inset in jou lewe hê. Maar as ek jou eenvoudig dadelik veroordeel en wegstoot, dan kan ek nie. So daarom moet ons baie versigtig wees hoe ons leef, né? So ons moet eerder mense in Christus liefde nader trek as om hulle weg te stoot. Maar in die nader trek beteken dit nooit dat ek die sonde goedkeur nie. Onthou, ek kan nooit die sonde en die verkeerde goedkeur nie. God kan ook nooit die sonde en die verkeerde goedkeur nie. Hy moet 'n oordeel daaroor uitspreek. Ek en jy kan dit nooit goedkeur nie, en daarom kom ons bring die mense en ons wys hulle na Christus toe, dat Christus met hulle werk. Goed, dan gaan hy aan en hy sê, en dan in vers 5 sê hy vir ons, maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. So hy praat hier met die mens wat 'n weerstandige hart het, wat ongehoorsaam is, wat trots is, onwilligheid om te verander.
So hy praat met hulle en hy sê, nee, ons kan nie God se stem ignoreer nie, want jy bring eintlik, jy maak vir jou straf by mekaar, as jy God se stem ignoreer. Want God wil heeltyd inspraak in mense se lewens hê. Dis sy grootste begeerte. Want as hy inspraak in jou lewe het, dan kan hy jou lewe vorm wat hy in gedagte het vir jou. So, as ek my ore toes vir sy inspraak, dan gaan ek op my eie aangewese wees. Die eie ek gaan na vore kom. En dan kort voor lank is ek heeltemal op verkeerde pad, né? Weg van God af, weg van harmonie met God af. Nou vers 6 sê hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, volgens hoe jy optree. Want jou dade kom vanuit jou hier van binnekant af, né? Van jou denke ensovoorts af. So hy oordeel op grond van jou dade, hoe jy dan optree. Vers 7, aan die wat goed doen, volhard, en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. So die wat is goed doen, die mense wat in geloof leef, wat daarin volhard, in gehoorsaamheid leef, alles is om in verhouding met Christus te leef, hy gee vir hulle die ewige lewe. Goed, en dan praat hy eintlik dan met die ander mense, hierdie selfsugtiges, hierdie eie ek mense. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Kyk mooi wat sê hy, né? Die wat selfsugtig is, ongehoorsaam aan die waarheid, né? Aan dit wat Christus se verordeninge, dit wat Christus daar stel as die weg. As ek nie daardie wil volg nie, maar my eie kop wil volg, né? En toegee aan ongeregtigheid, toegee aan goed, ons die sondes van ons liste en ons drange, as ons daarin toegee, dan sê hy, straf hy mense in sy toorn, want hy moet hulle straf, né? Lyding en benoudheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. So hy bring, hy moet straf, en dit is wat dit sê. Eerst is oor die Jood, want die verlossing het eerst na hulle toegegaan, so eintlik sê hy hier, dit gaan maar eintlik oor alle mense, Jood en nie-Jood, wat nie binne God se wil wandel nie, dan bring hy hierdie straf, want die Jode het openbaring ontvang wie Jesus Christus is, hy het in hulle lewenswêreld ingekom, so as hulle hom nie aanvaar nie, dan lê daar ook vir hulle straf voor. Want die evangelie is mos nou maar daar vir almal, né? Vers 11 kom sê hy vir ons, vers 10 kom sê hy ook, die ewige heerlikheid, eer en vrede skenk hy aan elkeen wat goed doen. So as ek binne God se wil wandel, dan skenk hy my ewige heerlikheid, eer en vrede. In die eerste plek aan die Jood en ook aan die nie-Jood. Eintlik maar aan almal wat hy sê. God trek immers niemand voor nie, né? God trek niemand voor nie. Almal is gelyk in status en kultuur. So jy kan dus, en hy begin dit waarmee hy eindig, dit waarmee hy begin het, deur te sê, maak nie saak wie jy is nie. Waar jy vandag dalk sit en jy het een of ander hoë pos, of jy ag jou status as baie belangrik, sê die Here vir jou, oppas net daarvoor. Ons is maar almal gelyk voor hom, want nie een kon sy posisie verdien nie. Ons kan nie ons posisie voor Christus verdien nie. Dis uit genade uit, dat ons gered is, nie uit werke nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. En daarom het jy ook nie die reg om ander te gaan veroordeel nie. So, Paulus kom en hy praat eintlik net baie reguit met ons, en hy sê vir ons in geen onduidelike term, hy sê, oppas hoe jy teenoor ander mense optree. Dat jy nie net sal loop en veroordeel nie, geestelike hoogmoedigheid kan jou by daardie punt uitbring, en hy sê, dit pas nie by 'n kind van God nie. God oordeel op die einde, laat die oordeel aan hom toe.
trek mense nader, stel hulle bekend aan die koninkryk van God, maar kan ons as gelowiges kan nooit die slegte dinge wat mense doen, die verkeerde wat mense doen, kan ons nooit goedkeur nie. Ons kan dit nie goed praat nie, ons mag dit nie goed praat nie. Maar ons moet hulle wys wat die koninkryk van God wil hê. Ons moet vir hulle wys wat God van hulle verlang. En ek dink dit is vandag se gedeelte wanneer Paulus eintlik sê, waar hy laas keer gepraat het en net gesê die mense wat verkeerd doen, nou praat hy met gelowiges en sê, gelowiges oppas, dat julle nie veroordeel nie, moenie met daai gesindheid loop nie. Ek dink gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, na die vraag, en mag dit vir jou ook baie meer insig bring in hierdie gedeelte. So, seën vir jou week, en gaan maak 'n verskil in hierdie wêreld. Maar kom ons sluit die oë en dan bid ons net eers saam. Vader, baie dankie dat ons weet dat U 'n geduldige God is met ons, dat U genadig is, dat U liefdevol is, en so kom bid ons vandag, dat U ons sal help om nie ander te veroordeel nie, dat ons nie geestelik hoogmoedig sal leef nie, maar dat ons mense eerder sal bekendstel aan wie en wat U is, aan U koninkryk, aan die koning van die koninkryk. Vader, dankie dat ons deel kan wees van U koninkryk. Dankie dat ons U kinders kan wees. Vader, ons bid dat U ons seën, sodat ons ook 'n seën vir ander kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Seën vir jou week. Onthou, gaan maak 'n verskil. Groete.